Kom ons maak oop toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, U het ons gevoed vanoggend. In die geloof staan ons versterk voor U. Ook as ons besef dat niks hiervan van ons afkom nie. Here, ons dink terug aan ons eie doop en ons besef dis nie ons inisiatief gewees nie. Dis U genade. Here, ons eet die brood en ons drink die wyn en ons besef maar dis nie ons nie. Dis U wat in ons plek, Here Jesus, gesterf het en opgestaan het uit die dood. Die feit dat ons U kinders is loutere genade. Dankie, Here, vir genade. Dankie vir liefde. Dankie vir omgee van U af. Dat U ons beskerm. Dat U ons, het ons verlede week gehoor, as dit ware op die voorkop gemerk het. Ons is U eiendom. En daarom kan ons by U tot rus kom. Dankie vir U woord wat ons vanoggend kan lees. Here, en as ons vanoggend opgeroep word om weer opnuut te gaan dink oor ons eie verhouding met U, en ons besef hoe baie keer ons eintlik maar afdwaal, dan bid ek en vra, Here, dat hierdie woorde, die woorde van Openbaring 8 en 9, eerlik tot ons sal spreek. Dat ons oë en ons ore en ons harte oop en ontvanklik sal wees, ook vir dit wat U vanoggend vir ons wil sê. Amen. Die boek Openbaring gaan oor God se plan met die wêreld, wat eintlik maar in 2 woorde opgesom kan word. Aan die een kant, verlossing van die gelowiges, Openbaring noem hulle ook die heiliges, en dan aan die ander kant, oordeel oor die ongelowiges, Openbaring noem hulle die aardbewoners, of die goddeloses. So, die bedoeling van Openbaring se boodskap is dan aan die een kant om gelowiges in 'n stikkende wêreld vol swaar kry en elende te bemoedig. Ons het dit verlede week in die tussentoneel van Openbaring 7 so mooi gesien. God hoor ons smeekgebede wanneer ons in ons nood na hom roep. Hy het ons as sy eiendom gemerk en hy sal ons beskerm op elke tree van ons lewenspad, op aarde en selfs hierna in die hemel. Aan die ander kant is die boodskap van Openbaring bedoel om die ongelowiges op te roep tot bekering en om die onverskilliges wat nie werklik toegewyd is aan hulle verhouding met die Here nie, 'n bietjie wakker te skud. God is besig om hierdie wêreld te oordeel in die hoop dat mense se oë sal oopgaan en dat hulle na hom toe sal draai. En dit is baie belangrik om raak te sien. Die motivering wat agter God se oordeel sit, is sy liefde wat hy het vir die wêreld en sy mense. Hy wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. Dit kom weer ter sprake bietjie later. Voor ons lees net dalk weer so ietsie oor die bril waarmee ons moet lees wanneer ons Openbaring mee besig is. As ons hier lees oor hoe God besig is om sy oordeel oor die wêreld te voltrek. En hy doen dit op 3 maniere. Ons het nou al in hoofstuk 6 gelees oor die 7 seels wat oopgebreek is. Dis God wat begin oordeel. En vanoggend die 7 trompette. Later aan gaan ons lees van die 7 wraakbakke wat op die aarde uitgegooi is. Dan moet ons nie probeer om 'n spesifieke tydlyn van die gebeure op te stel nie. Ons moenie gedeeltes van dit wat ons hier lees direk of lynreg koppel aan spesifieke gebeure in die wêreldgeskiedenis nie. Soos byvoorbeeld om te sê, weet jy, die oopbreek van die 3de seël was die Tweede Wêreldoorlog. En
die eerste trompet wat blaas is global warming, en die dier uit die aarde is Julius Malema, en die dier uit die see is Donald Trump, en die 4de wraakbak wat uitgegooi word is COVID. En op die manier kom jy dan eintlik daarby uit om half 'n voorspelling te maak van wanneer die wederkoms gaan wees, of om ten minste dan mense bang te praat en te sê, maar dit gaan verseker in ons tyd wees. Alles wat ons in Openbaring lees oor God wat besig is om te oordeel, en om sy oordeel te voltrek, vind plaas tussen Christus se eerste koms na die wêreld met sy geboorte en sy wederkoms. Die 7 seels en die 7 trompette en die 7 wraakbakke volg ook nie kronologies op mekaar nie. Die oordeel deur die 7 trompette wat ons nou vandag gaan lees, vind nie plaas na die oordeel met die 7 seels nie. Die trompette is eerder net 'n herhaling van hoe God besig is om die oordeel te voltrek, al van Christus se hemelvaart af. Dit is net hierdie keer baie meer intens as wat dit was met die 7 seels. En ons gaan dieselfde sien wanneer ons by die 7 wraakbakke kom. Dis ook weer terug, maar meer intens. Nou voor ons lees, net so vinnige terugblik. Na die verskriklike oordeelsvoltrekking, deur die seels wat in hoofstuk 6 oopgebreek is daar vir ons bietjie van 'n blaaskans gegee met 'n tussentoneel in hoofstuk 7. Die kinders is as sy eiendom gemerk en hulle klere is gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. En daarom, hierdie moet jy baie mooi hoor, daarom, al beland gelowiges soms in die spervuur van God se aanvanklike oordeelsvoltrekking, wat besig is om plaas te vind, hoef ons nie God se finale oordeel te vrees nie. Ek wil dit weer sê, want jy moet dit hoor. Ons almal wat al siek was, almal wat al iemand aan die dood afgestaan het, almal wat al op hierdie aarde verbitterlik swaar gekry het, kan sy hand opsteek en sê, ek het iewers op die pad in die spervuur beland van God se aanvanklike oordeelsvoltrekking oor die wêreld. Maar omdat ons sy kinders is, hoef ons nie vir die finale oordeel enigsins bang te wees nie. En nou, na hierdie tussentoneel, lees ons hoofstuk 8, waar die 7de seël oopgebreek word. Openbaring is bedoel as 'n boek wat gesien moet word, gehoor moet word. Dit is soos 'n storie, 'n fliek wat afspeel, om sekere dinge by jou te laat gebeur. Die gedagte was van die begin af nie gewees om te gaan sit en om elke beeld en elke simbool wat gebruik word, nou te probeer uitpluis en verstaan. Jy moet eintlik net die hele storie wat afspeel sien gebeur en kyk wat doen dit aan jou emosie en aan jou hart en aan die manier hoe jy dink. Hoofstuk 8 vers 1. En toe die lam die 7de seël oopbreek, het daar vir ongeveer 'n halfuur lank stilte in die hemel neergedaal. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan en aan hulle is 7 trompette gegee. So dis asof die hemel asem ophou in afwagting van God se verdere oordeelsvoltrekking. Met die oopbreek van die eerste 6 seëls het God se oordeel met elke seël net al hoe erger en al hoe erger en al hoe erger geword. En nou is daar hierdie gespanne verwagting dat met die oopbreek van die 7de seël, dat dit die heel ergste van al die oordeele gaan wees. Maar dan gebeur die teenoorgestelde van dit wat ons vrees. En lees ons eintlik van goeie nuus by die 7de seël. 'n ander engel het nader gekom met 'n goue wierookbak en by die altaar gaan staan. Baie reukwerk, dis wierook, is aan hom gegee om saam met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te gaan offer.
Die rook van die reukwerk het saam met die gebede van die heiliges uit die engel se hand voor God opgestyg. Die engel het toe die wierookbak geneem, dit met vuur van die altaar afgevul en dit op die aarde uitgegooi. En daar was donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing. Onthou jy hoofstuk 6, waar die gelowiges wat so verskriklik swaar kry op die aarde, uitgeroep het, hoe lank nog, Here? Tot wanneer toe, heilige en ware Here, gaan U uitstel om U oordeel te voltrek en ons bloed op die aardbewoners te wreek? En nou sien ons, maar God luister na daai gebede. Die wierookwalm wat daar voor die altaar opstyg na God toe, is vermeng met die gebede van die gelowiges. God kry die aangename geur van die gebede en hy reageer daarop met tekens wat wys dat hy teenwoordig is. Donderslae, dreunings, weerligstrale en 'n aardbewing. God hoor die smeekgebed van gelowiges op die aarde en hy antwoord daarop deur sy oordeel oor hierdie goddelose wêreld te begin voltrek. Wanneer die engel die wierookbak met vuur vul en dit op die aarde uitgooi. Dit is deel van God se uitgewerkte plan met die wêreld, dat sy verlossing, hy hoor die gebede, hy gaan optree, dit en die oordeel, die uitgooi van die bak, dat dit saam ontvou. En nadat die gelowiges nou in hoofstuk 7 verseël is, het die tyd aangebreek om die magte van die oordeelsvernietiging los te laat. En dit gebeur wanneer die 7 engele wat in vers 2 aangetree het, op hulle trompette begin blaas. Ek gaan nou die res van hoofstuk 8 en 9 sonder onderbreking deurlees as 'n geheel, met beeld en klank wat jy 'n bietjie harder sou kon maak. Jy moet werklik ingetrek word in die intensiteit van hierdie 2 hoofstukke. Dit moet jou ook op 'n ander vlak as net om te lees en te verstaan aanraak. Dit is interessant, julle sal sien soos wat ons nou lees, hoeveel ooreenstemming is daar tussen die 7 trompette en die 10 plaae wat ons in Eksodus van lees. Toe Moses die volk uit Egipte laat wegtrek het na die beloofde land toe. Hoekom sê ek dit vir julle? Want met die 10 plaae in Egipte moes die farao uitvind dat God almagtig is. Dat hy omgee vir sy kinders en dat hy onreg nie ongestraf sal laat nie. En net so word die goddelose aardbewoners deur die trompette daarop gewys dat God op die troon sit en dat hy in beheer is. Hy is die almagtige. Dat hy omgee vir sy kinders, daai seelmerk op die 144.000, en dat hy met hulle op pad is na 'n nuwe beloofde land, die nuwe Jerusalem, die hemel. Ek lees van vers 6 af verder. Die engele met die 7 trompette het gereed gemaak om daarop te blaas. Die eerste een het op sy trompet geblaas. En daar was haal en vuur, gemeng met bloed, en dit is op die aarde uitgegooi. 'n derde van die aarde is verskroei, 'n derde van die bome is verskroei, en al die groen gras is verbrand. Die tweede engel het op sy trompet geblaas. En iets soos 'n enorme berg wat vlammend brand is in die see gegooi. 'n derde van die see het bloed geword. 'n derde van die lewende wesens in die see het doodgegaan en 'n derde van die skepe het vergaan. Die derde engel het op sy trompet geblaas.
'n groot ster wat soos 'n fakkelbrand het uit die hemel geval. Op 'n derde van die riviere en op die fonteine. Die ster se naam is Wilde Als. En 'n derde van die waterbronne het soos wilde als geword en baie mense het van die water doodgegaan omdat dit bitter geword het. Die vierde engel het op sy trompet geblaas. En 'n derde van die son, 'n derde van die maan en 'n derde van die sterre is getref, sodat 'n derde van hulle verduister is. Vir 'n derde van die dag was daar nie lig nie, en net so was dit ook in die nag. En ek het gesien, en ek het 'n engel wat hoog in die lug vlieg met 'n skril stem hoor roep: Wee, wee, wee die bewoners van die aarde, wanneer die ander 3 engele binnekort met 'n geskal op hulle trompette blaas. En die 5de engel het op sy trompet geblaas. Toe het ek 'n ster uit die hemel op die aarde sien val. Aan hom is die sleutel van die skag na die onpylbare diepte gegee. Hy het die skag na die onpylbare diepte oopgesluit. En rook het uit die skag opgeborrel, soos rook uit 'n groot smeltoond. Die son en die lig is deur die rook uit die skag verduister. Uit die rook het daar sprinkane na die aarde geswerm. Aan hulle is dieselfde krag gegee as die van skorpioene op aarde. En hulle is aangesê om nie die gras van die aarde of enige plant of boom te beskadig nie, maar slegs daardie mense wat nie die seël van God op hulle voorkoppe het nie. Hulle is nie toegelaat om die mense dood te maak nie, maar slegs om hulle 5 maande lank te folter, deur hulle te pynig met 'n brandpyn, soos wanneer 'n skorpioen 'n mens steek. En daardie dag sal die mense na die dood verlang, maar dit nie vind nie. Hulle sal begeer om te sterf, maar die dood sal hulle bly ontwyk. Die voorkoms van die sprinkane was net soos die van perde wat vir oorlog gepantser is. Op hulle koppe was daar iets soos krone wat gelyk het asof dit van goud is, en hulle gesigte was soos die van mense. Hulle het ook hare gehad soos die van vroue, en tande soos die van leeu's. Die sprinkane het borsplate gedra wat soos ysterborsplate gelyk het. Die geluid van hulle klerke het geklink soos 'n gedreun van baie perde strydwaans wat opruk na 'n oorlog. Hulle het sterte met angels gehad, net so skorpioene. En in hulle sterte was daar krag om die mense 5 maande lank te tyster. Die engel van die onpylbare diepte was hulle koning. In Hebreëus is sy naam Abaddon en in Grieks Apollyon. Die eerste ramp is verby. Kyk, hierna kom daar nog 2. Ook die 6de engel het op sy trompet geblaas. En ek het 'n stem vanuit die 4 horings van die goue altaar wat voor God is, aan die 6de engel met die trompet hoor sê: Maak los die 4 engele wat by die groot Eufratrivier vasgebind is. Die 4 engele wat gereed gestaan het met die oog op hierdie uur en hierdie dag en hierdie maand en hierdie jaar, is toe losgelaat om 'n derde van die mense dood te maak. Die getal soldate in die ruitery was 2 maal 10.000 maal 10.000. Ek het gehoor dat dit hulle getal was. Net so het ek ook in die visioen die perde en hulle ruiters gesien. Hulle het vuurrooi, oranje kleurige en geel swaal borsplate gedra.
Die perde se koppe het soos die van leeu's met vuur, rook en swaal uit hulle bekke borrel. Deur hierdie 3 pla, die vuur, die rook en die swaal wat uit hulle bekke borrel, is 1/3 van die mense doodgemaak. Die perde se krag het in hulle bekke en sterte gelê, want hulle sterte was net so slange met koppe aan, waarmee hulle skade aanrig. Wat 'n verskriklike toneel wat homself afspeel. Met die blaas van die eerste trompet, jy sien net oordeel. Dis haal, dis vuur, dis bloed. Alles simbole van oordeel. Die haal is amper soos hemelse wapens wat gebruik word om die aarde mee te straf. Met die blaas van die tweede trompet lees ons van 'n berg wat ek meen 'n simbool is van absolute stewigheid en stabiliteit wat brandend in die see gegooi word met absoluut vernietigende gevolge vir die seelewe. Onthou, in die Romeinse tyd van destyds was die see 'n groot bron van voedsel vir die mense. Dit was 'n groot bron van werkverskaffing, maar dit als gaan nou in die slag bly. Wanneer 'n brandende ster met die blaas van die derde trompet op die aarde val, raak God se oordeel ook die varswaterbronne. Water is lewe. En wanneer die riviere en die fonteine besmet word, sterf baie mense. God se oordeel oor hierdie aarde is vernietigend. Wanneer die vierde trompet geblaas word, verduister 1/3 van die dag en die nag. God se oordeel tref die hele wêreld. Met die eerste 4 trompette is God besig om die skepping, die wêreld te oordeel. Die mens se leefplek word aangetas. En God is al vir eeue lank daarmee besig. Dis nie 'n nuwe ding nie. Nog elke geslag in die mensgeskiedenis het ervaar hoe God se oordeel besig is om oor hierdie aarde te ontplooi. Ons almal voel dit in ons lywe. Waar die eerste 4 trompette, almal van ons, in die spervuur van God se oordeel plaas, is die 5de en die 6de trompet nie op ons van toepassing nie, maar direk teen die mense wat nie vir God dien nie. Met die blaas van die 5de trompet val daar 'n ster uit die hemel, 'n hemelse boodskapper sou jy kon sê, van God op die aarde. En hy het die sleutel van die onderaardse diepte by hom, daai plek, die woonplek van die duiwel, om die mee oop te sluit. Die vernietigingswerk van die bose. Dit wat hulle toegelaat word om te doen. En hoor mooi, die bose tree nooit uit sy eie op nie. Hy kan nie, hy het nie die krag daarvoor nie. Die duiwel is oorwin. Hy's toegesluit. Maar hierdie ster wat val, kom met 'n sleutel wat vir hom 'n kansie gee. Dit word vergelyk met gruisame sprinkane wat dieselfde krag as skorpioene het. Die eerste hoorders van Openbaring was deeglik bewus van hoe pynlik en giftig, selfs dodelik, 'n skorpioen se angel is. Die sprinkane lyk soos aardige oorlogsperde wat gaan oorlog maak teen die goddeloses. Met hulle mensgesigte gee hulle voor om so intelligent en in beheer soos die mens te wees. Die lang hare simboliseer hulle lewenskragtigheid en die tande soos leeusin dui op hulle vernietigingskrag. Met hulle borskaste soos ysterharnasse is hulle onoorwinlik en met die geklap van hulle vlerke soos die gedreun van perde strydwaans is dit asof die duiwel hulle jaag om aanhoudend oorlog te maak en te verwoes. Die goed wat op hulle koppe is lyk amper soos goue krone. Dit sê vir ons, die mag wat hulle het, kom nie uit hulle self nie, want dit is nie 'n goue kroon nie. Dit lyk net amper so.
Maar daai mag wat hulle het, kom nie uit hulle self nie. Dis mag wat maar aan hulle geleen is. Daarom kan hulle ook net vir 5 maande lank die goddelose mense pynig en hulle lewens hel maak. Hoekom 5 maande? My biologieonderwyser het my geleer, dis so lank 'n sprinkaan leef, omtrent. En dit wys ook vir ons, dat die pyniging op aarde nie vir altyd sal voortduur nie. Die goddeloses sal net vir 'n vasgestelde tyd gepynig word. En as jy nou gedink het, dat hierdie afskuwelike sprinkane gaan maak, dat jy nie vanaand kan slaap nie, dan is die 6de trompet eens erg. 'n asemrowende getal perde ruiters kom met 'n onstuitbare mag om die vyande van God dood te maak. Die verskil tussen die 5de en die 6de trompet is lewensbelangrik om raak te sien. Die 5de trompet het net gepynig. Die 6de trompet maak dood. Die beeld van die perde met hulle rooi en oranje en geel harnasse en met hulle leeukoppe en met vuur en rook en swaal wat uit hulle bekke borrel en met hulle sterte so slange, dit alles wil saam vir ons beskryf hoe vreesaanjaend en oorweldigend God se oordeel oor 'n derde van die goddeloses sal wees. Hoekom word die hele tyd van 'n derde gepraat? Ons sien dit al van die eerste trompet af wat geblaas het. 'n derde van die aarde en die bome is verbrand. 'n derde van die seelewe en die skepe is verwoes. 'n derde van die varswaterbronne is vergiftig. 'n derde van die ligbronne het donker geword. 'n derde van die mensdom is deur die ruiters en die perde doodgemaak. Hoekom 'n derde? Want God is genadig. Hy wil eintlik nie die goddeloses straf nie. Die motivering, dit het ek net nou ook vir julle gesê, die motivering wat agter God se oordeel sit, is sy liefde vir die mensdom. Hy wil nie hê enige iemand moet verlore gaan nie, maar omdat hulle nie terugdraai na hom toe nie, en omdat hulle nie tot bekering kom nie, moet hy hulle straf. En as hy dan begin om te straf, dan straf hy eers net 'n derde. Hy vee nie sommer net alles gelyktydig plat nie. Hy gee die res tyd om tot inkeer te kom. God se oordeel is eintlik ingestel op die bekering van mense. En 'n mens sou regtig dink dat as die mensdom ook in ons tyd sien hoe God reeds begin het om sy oordeel oor die aarde te voltrek, dat hulle wakker sal skrik, dat hulle saak met die Here sal regmaak. Maar dan lees ons die ontstellende vers 20 en 21. Na hierdie verskriklike toneel wat afspeel, nogtans het die res van die mense, wat nie deur hierdie plaag doodgemaak is nie, hulle nie bekeer van die werke van hulle hande nie. Hulle het aangehou om die demone te aanbid en ook die afgode van goud, silwer en koper en van klip en hout, wat jy kan sien of hoor of loop nie. Hulle het hulle dus nie bekeer van hulle moorde, towery, onsedelikheid of stelery nie. Julle, dis ongelooflik. 'n Mens sou werklik dink dat vir al hierdie 5de en 6de trompet die mensdom se hart sou sag maak. Dat hulle sou kon bekeer. Maar nee, hulle volhard net eenvoudig in hulle aanbidding van afgode. Hulle kom nie tot bekering nie, hulle gaan net voort met moord en towery en onsedelikheid en diefstal. In plaas daarvan dat mense wakker skrik as hulle sien hoe die wêreld om hulle besig is om te vergaan, bly hulle hardkoppig voortgaan om hulle selfgemaakte gode te dien met selfvernietigende optrede. En nou moet jy nie dink dat hierdie dinge net die geval was by mense wat 2000 jaar gelede geleef het nie. Dis presies dieselfde in ons tyd. Die wêreld om ons is besig om te vergaan.
Maar die mensdom skrik nie wakker en maak nie hulle saak met God reg nie. Nee, ons ploeter hardkoppig voort met die aanbidding van ons eie moderne afgode. Ellende wag op jou as jy dink dat die boodskap van Openbaring net van toepassing is op 'n geslag lank vergete of op 'n tydperk wat nog moet kom. As jy gemaklik terugsit omdat jy dink, maar Openbaring het nie eintlik iets met my te doen nie, want ek sien geen sprinkane en perde in my lewe nie, dan is jy 'n dwaas. Dan hoor jy nie die woord van die Here wat tot elkeen van ons kom nie. Want as dit oor afgoderry gaan, is ons almal skuldig. Daar's in elkeen van ons se lewens dinge wat ons slaafs navolg en wat die plek in ons lewens inneem wat God behoort te kry. Enige iemand wat 'n groter rol in jou lewe speel as God, is 'n afgod. Enige iemand waaraan jy meer tyd spandeer, waaraan jy meer dink, wat meer van jou lewe in beslag neem as God, is 'n afgod. So gereeld is elkeen van ons met ons eie dinge besig. So gereeld moet die Here en dit wat hy van ons vra maar so bietjie wag. Daar's mos nou ander dinge wat nou my aandag vereis. Belangrike dinge wat regtig saak maak. Soos byvoorbeeld jou werk. Die werk waar jy jou geld verdien. Mense werk is sekerlik die heel belangrikste ding waarmee jy moet besig hou op die aarde. Maar hoekom? Wat is jou motivering agter hierdie werk van die oggend tot die aand? Want jy sien, as jy hard en aanhoudend werk, of kom ek sê dit andersom, as jy nie hard en aanhoudend werk nie, dan gaan jy nie meer en meer geld verdien nie. En geld is mos 'n god. Want as jy nie meer en meer geld verdien nie, dan kan jy nie meer en meer dinge koop nie. En as jy nie meer en meer dinge kan koop nie, dan is jy nie meer so belangrik nie. Dan gaan die mense dink jy's 'n sukkelaar, en kan hulle dalk op jou begin neersien. Kan julle hoor, waaroor gaan dit in hierdie hele scenario? Dit gaan oor jouself. Dit gaan oor jou eie ego wat tog net nie moet seer kry nie. En dan is werk van die oggend tot die aand nie meer reg nie. In die middelpunt van afgodediens staan die mens. Die grootste afgod van ons tyd is onsself. Die mens met al ons prioriteite. Die mens met al ons lysies. Die mens met ons besige programme. Ek meen, begin maar net, daar's werk, en dan is daar nou nog skool, en daar's huis, en daar's kinders, en daar's jou gesondheid, en daar's die eiendomme, en daar's die beleggings, en daar's die bevordering, en dan's daar nog die vriendekring, en daar's die ontspanning, en daar is die stokperdjies, en daar's die gesin, en dan's daar die golfklub, en daar's die tennisklub, en daar's die rolbalklub, en daar's wie weet wat se klubs nog alles. Intussendeur moet jy nog probeer tyd inruim vir Suidooster en binnelanders ook. En in hierdie hele proses kry God nie die ereplek in jou lewe wat hy behoort te kry nie. Julle, ek kritiseer nie een van hierdie dinge wat ek nou genoem het nie, nie een nie. Ek wil net graag by jou weet, want die Here wou dit die week by my weet. Waar staan die Here in jou lewe? Waar staan die Here in jou lewe? Waar pas God in by hierdie besige program waarvan ons so graag vir almal vertel? Waar pas God se woord in by hierdie besige program wat jy moet volhou? Waar pas God se kerk in by al jou prioriteite? Waar pas gebed in by al hierdie blink ideale van jou? Waar pas al die dinge in
wat vir God belangrik is en dit wat hy van ons verwag. Afgodediens is niks anders nie as ek diens. En die tyd is besig om uit te hardloop. In Openbaring 1 sê Johannes dat ons hierdie woorde van God wat hy vir ons neergeskryf het ter harte moet neem, want die bestemde tyd is naby. Maar ek sien nie in my eie lewe of in die mense rondom my se lewens daai dringendheid wat hoort by mense wat besef die bestemde tyd is naby nie. Ek sien nie raak dat ons gaan sit en dat ons dringend en ernstig begin om ons prioriteite in orde te kry nie. Nee wat? Ek sal later daaraan aandag gee. Ek is nou te besig met ander dinge. Daar's mos nog baie tyd. Liewe hemelmense, daar is nie meer baie tyd nie. Dit sê die Bybel. Sien jy dit nie raak nie of wil jy dit net nie raak sien nie? Die wêreld waarin ons leef is aan die brand. Wanneer gaan jy wakker skrik en jou lewe in orde begin kry? Of is jou afgode vir jou nog te belangrik? Is dit nog vir jou te lekker om al hierdie aardse dinge na te jaag? Duisende mense sterf jaarliks in gewelddadige aanvalle en oorloë reg oor die wêreld. Hier op ons eie kontinent sterf hope mense weens hongersnood. Die ekonomiese onstabiliteit in die wêreld is besig om mense in ons eie gemeenskap van Beinsvlei op hulle knieë te dwing. Wanneer gaan jy wakker skrik en jou lewe in orde begin kry? Of geniet jy die vals vreugde wat die wêreld vir jou voorhou nog te veel? Besoedeling, aardverwarming is besig om die aarde te verwoes. Hoeveel dierespesies het al uitgesterf? Die drinkwater word al hoe vuiler en minder geskik vir menslike gebruik. Vigs is al vir dekades lank besig om 'n astronomiese gat in ons wêreldbevolking te vreet. Wanneer gaan jy wakker skrik en jou lewe in orde kry? Hoeveel onskuldige mense op plase en in die townships moet nog vermoor word voordat ons die boodskap kry? Hoeveel peste en epidemies moet daar nog uitbreek? Hoeveel mense lewens moet nog geëis word voordat ons besef die bestemde tyd is naby? Die Here is 'n genadige God. Hy het nog nie sy finale oordeel oor die wêreld voltrek nie. Hy het nog maar net daarmee begin, omdat hy hoop dat ons geestelik wakker genoeg sal wees om te sien die bestemde tyd is naby en dat ons na hom toe sal draai en tot inkeer sal kom. Hy hoop dat ons sal wegdraai van al ons selfgemaakte gode. Hy het nog nie die wêreld met een handgebaar weggevee nie, want hy is te lief vir ons. Hy wil jou graag nog 'n kans gee, maar iewers gaan jou kanse opraak. Iewers gaan die tydperk van God se geduld opraak en dan gaan die tyd vir bekering en toewyding aan God uitloop. Maak seker jy word nie onverhoeds betrap nie. Maak erns met jou verhouding met die Here. Wy jou lewe aan God toe, want die bestemde tyd is naby. Amen.